Mijn volgende vraag voor IB is, volgens die grondwet en die municipale stelselwet, het inwoners die recht op basisse diensten. Hoekom het dit 6 dagen neem vir die krag om soos like te functioneer in Beersig? Was daar enige soos om IB nee, het mos nou sy foon is mos nou heeltemal dood om IB die sosiale media nie. So daar was geen nuusbriewe en luidsprekers wat die munisipaliteit die gemeenskap ingelig het Nee, oor wat tydens geen sin. gebeur nie. Dit geen sin in waarsku van die krag wat af is en Ja. regering, kennisgewingsregering nie, niks. En kan hom AB vir ons brief hoe hom AB gevoel het oor nie weet wat gaan actually aan nie. Dit was frustrerend, want ons het verskillende Ja. boodskappe gehoor. Van volgende week sal die krag aankom. En ons het weet nie waarvoor ons moet voorberei nie. So, dit was 'n bittere moeilike So niemand van die munisipaliteit het vir my gesê wat aangaan of enige van die mense in die plakkerskamp nie. Ja, niemand het kon verduidelik wat gaan regter aan nie, niemand nie. Geen briewe nie, niks. Ek het my laaste vraag van IB. As die burgemeester of munisipale bestuurder nou voor hom IB gestaan het, wat het hom IB vir hulle gesê dan? Het is bitter moeilik om nou 'n antwoord te gee. Maar ek het baie vrae vir hulle wat ek wil Nee. vra. Ek het baie boeksak vir. At least net so tweetjies. Minstens 2 vraagjes vir hulle om onder ons was 5 dae sonnig water. Ek bedoel die hele rooi lights in die was die water, hy 5 dae. Ons was 5 dae die Beersig sonnig water en besides verlede week was die krag ook mos nou nog af vir 3-4 dae so aan en af. Ja. Die sondag was dit aan vir so 'n paar ure. En wat 'n boodskap het om IB vir die munisipaliteit van Kanaland, van Beersig, van Calitzdorp, van Karenrood? Ek dink hulle moet hulle beter organiseer om vir mense voor die tyd te waarsku of voor genoeg te waarsku sodat mense kan regtig streef op beter dinge. Want soos nou het ons so sloelappe behandel. Dat ons actually weggegooi. Ja. Al die hokkies en mense. So ek het nog die laaste vraag van IB. Daar was 'n opmerking gewees van 'n sekere raadslede van Calitzdorp Beersig wat gesê het jy het nie vir my gestem nie, so ek skuld jou geen dienste nie. So wat dink om IB? Elke inwoner het die reg tot basiese dienste. Ja, ek dink hy behoort nie in sy posisie nie, hy is swak. Hoe laat dit om IB voel? Hy het my eintlik al verneder, want ek het baie mense die voice geluister. Wat hy gestuur het vir my. Ja. En ek het dit nog steeds op my phone. So ek het eintlik verneder gevoel, omdat hy dit nie op so'n manier gestel het, vir my kon het beter hanteer het. Maar hy het dit klaar gedoen, ek maar nou net gewoon. So dan kom IB, soos Kanaland munisipaliteit met almal help, ongeag vir wie daar gestem word. Ongeag vir wie daar gestem word, hulle moet die basiese dienste toedien. Hulle het beloftes gemaak, destyds gesê vir ons by die eerste storm, maar as jy kyk na die hokkies ook 'n bietjie uitgesorteer raak voor 'n storm. Ja. En hulle doen dit nie. Hulle het nog steeds geen resultate maar eintlik net beloftes wat hulle kan nakom. Oh, shame on you, Kanaland municipality. It's a shame. With this natural disasters, guys, ons kan nie Kanaland blame vir die natural disasters, maar wat het hulle in plek vir wanneer die natural disasters gebeur? Julle nou het first en dit AB se mond het gehoor hoe hy gevoel het en waar hy tans nog steeds gaan. Die feit dat die ghettos letterlik in die agterstrate is van Calitzdorp. Al is hy in die begin van Calitzdorp, word die ghetto se mense nie raak gesien nie. Net stemtyd is al. En daar was ook volgens allegedly was daar ook gesê dat dis een van 1000 gevalle. Een van 1000 gevalle. Om AB was gedres, hy is die enigste een wat in hierdie situasie sit. Maar is wel die enigste persoon wat uitgereik het vir hulp. En dis hulle terugvoering. Swak Kanaland, swak. Leiers, swak. Swak, sê Jamie.